Vandag is, wat ons ken, is Beste Sondag. En baie welkom by ons Paaszondag. Vandag is Beste Sondag. En daar's 'n rede hoekom dit Beste Sondag is. Vandag draai ons 'n bietjie ons program om en ons gaan nie dadelik begin met ons lof en aanbidding nie. Vandag gaan ons eers gesels en dan gaan ons weet ons het rede om saam die Here te aanbid en die Here se naam groot te maak. Welkom aan alle besoekers vandag by ons. Welkom aan almal wat bietjie 'n Knysna kuier. Julle is altyd vreeslik welkom. Kom ons maak ons oë toe. Jesus Christus. Ons proklameer dat U het opgestaan. U het opgestaan. U lewe. En daarom kan ons lewe. Dit gee vir ons hoop en dit gee vir ons krag. Here, mag U woord seën. In Jesus Christus se naam. Amen. Welkom ook aan almal wat online inskakel. Ons is dankbaar. En een van die dae is die muur agter uitgeskuif en groter gemaak, dan kan al die online mense nou regtig inkom. So ons is bly daarvoor. Liewe gemeente, wat 'n voorreg om te kan kom op Paaszondag, Beste Sondag. Ons kry Goeie Vrydag en dan kry ons Beste Sondag. Is dit nie awesome nie? Ek kan die kinders hoor in die kerk en dit like ek, want hulle weet dis 'n goeie Sondag. By ons worry ons glad nie oor kindergeklanke nie, dit is goeie klanke, dis happy sounds. Ons love dit. Liewe gemeente, ek wil net vir jou inlig. Goeie, Beste Sondag was nie altyd Beste Sondag nie. Veral nie daai heel eerste een nie. En om te verstaan hoe goed is hierdie Sondag, moet ons verstaan hoe sleg was daai eerste Vrydag. Hoe sleg was die Saterdag en hoe sleg was die begin van daai heel eerste Sondag. Daar was absoluut niks goeds aan daai eerste Vrydag. Ons ken dit vandag as Goeie Vrydag, nê? Nee. Ons almal ken dit as Goeie Vrydag. Vir die mense wat daar om die graf geleef het, om die kruis gestaan het, was dit nie so goed nie. Vir die volgelinge van Jesus was dit nie so goed nie. Maar voor ons begin, kom ons gaan kyk net eers na vandag se skriflesing en ons gaan bou net vir onsself 'n raamwerk waarop ons kan verstaan hoekom is vandag so goed. Hoekom is vandag so goed? Lukas 24 vers 1 tot 9. Donderdag Douvoordag, skus. Ek wil net sê, ek het my naby leesbril aan, ek het my ver kykbril aan, nie my naby leesbril nie. Okay, Douvoordag op Sondagoggend. Het die vroue na die graf toe gegaan met aromatiese olie wat voorberei het. Daar aangekom kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grot af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle twee mans met helder blink klere aan. Die vroue was verskrik. En hulle het gesigte afgebuig grond toe die man sê vir hulle, waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewek. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en teruggedraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Dit was daai Sondagoggend. Om te verstaan wat daai Sondagoggend gebeur het, moet ons eers terug gaan Vrydag toe, want dit gee perspektief vir hierdie Sondag. Vrydag wat ons ken nou, soos ons gesê het as Goeie Vrydag, was eers Slegte Vrydag. Maar het nie sleg vir almal begin nie. Vrydag het baie goed begin vir die priesterhoofde. Die priesterhoofde het Jesus gesien as hulle opponent. Hulle het 'n manier gehad hoe hulle verkondig, hoe hulle leef, en Jesus het gesê, nee, dis nie meer God se plan nie, dis nie hoe liefde lyk nie. So hulle het Jesus begin haat. En inteendeel het die groepe mense nou Jesus begin volg en nie meer na hulle geluister nie. Al hoe meer mense het agter Jesus aangeloop en wat nou gebeur het, hy het aan hulle inkomste gevat. Hy het aan hulle populariteit gevat en al die goed wat vir hulle die moeite werd gemaak het om te doen wat hulle gedoen het.
So daai Vrydagoggend was vir hulle great, dit was awesome geweest. Hulle het hulle opponent uitoorlê. Jesus Christus is gekruisig, en hulle kan nou ontspan. Waarom ontspan hulle? Hulle ontspan nou, want hulle gaan nie meer teenkanting kry nie, en die skare sal nou maar weer terugkom na hulle toe. So hulle dag het goed begin. Goed begin. Dan was daar 'n ander groep, dit was die soldate. Die soldate se Vrydag het redelik goed begin. Hulle was redelik opgewonde hieroor, want die Romeinse soldate het bietjie afwisseling van die gewone roetinewerk gekry. Hulle was gewoond aan wreedaardige werk. En daarin sien ons hoe hulle hom geslaan het, hom gespot het, en hulle het grappe gemaak, soos 'n klomp stoute tienerkinders wat wreed is. Hulle het selfs terwyl aan die kruis hang, die dobbel gegooi en pret gehad. So die was vir hulle 'n goeie dag, die begin van hierdie Vrydag. Vrydag was vir hulle goed. En dan was al die skares. En hierdie skares was inteendeel die mense vir wie Jesus kos gegee het en brood gegee het en vis gegee het. Is die mense wie se kinders ingeseën is deur hom. Is die mense wat hom gevolg het, uit hulle siekes gesond gemaak. Maar op hierdie Palmsondag, net so rukkie voor toe Jesus in Jerusalem inloop, en hy kies om nie die Romeine uit die stad uit te jaag nie, en om sy plek as koning van Jerusalem in Israel in te neem nie, toe sê hulle, ons weet nie wie hy is nie. Ons wil nie hom meer volg nie. En dit was die mense, wat toe teen hom gedraai het, en op daardie dag was dit die mense, hoor mooi, dit was die mense, wat die stof in die lug opgegooi het en sê, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Die Bybel sê, hulle het gaan kyk daai Vrydag, weet jy hoekom was hulle daar? Want dit was hulle soos 'n skouspel. So was 3 groepe mense, wat eintlik hierdie dag, het redelik goed vir hulle begin. Dan was al die disippels. Dit was nie vir hulle 'n goeie dag nie. Vir die disippels was alles van hierdie dag 'n slegte dag. Ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na hulle. Maar toe gebeur iets ongeloofliks op hierdie dag. En dit wat gebeur het, bring hulle almal tot stilstand. Toe Jesus sy asem uitblaas, dit was toe dit al pikdonker word in die middel van die dag. Dit raak pikdonker. Nou jy weet, as dit in die middel van die dag 3 uur pikdonker raak, dan begin jy oplet wat gebeur, maar dit was nie al wat gebeur het nie. Toe dit donker raak, toe begin die aarde bewe en 'n groot aardbewing kom. En toe die aardbewing kom, toe begin rotse skeur en uitmekaar uitbars. En as dit nie die einde is nie, wat het gebeur op hierdie Vrydag? Toe kom daar grafte. Hierdie aardbewing breek hulle oop, en raai wat? Mense, dooie mense. Oupa, Goetjie, se oupa, kom uit die graf uit. En hy loop in die strate. En skielik, 'n dag wat goed begin het vir die priesterhoofde, 'n dag wat goed begin het vir die Romeinse soldate, en 'n dag wat goed begin het vir die skares wat toegekyk het na hierdie kruisspektakel as 'n skouspel, raak dit 'n slegte dag. Die priesterhoofde onmiddellik, moenie vir my sê, hulle het nie geweet iets is aan die gang nie. Ons het 'n man gekruisig wat gesê het, hy is die seun van God. En hulle het geweet wat hy beloof het, hy gaan eendag opstaan. Hulle het geweet, want hulle het soldate voor die graf gesit, dat dit moet gebeur. So hier's mense wat skielik raak die priesters se celebration, die wyn raak bitter in hulle monde. Hulle dink, wat het ons aangevang? Ons lees, die Bybel sê vir ons, die soldate het hulle doodgeskrik. Die hoofsoldaat het opgekyk en gesê, waarlik, die Bybel sê, toe hy al hierdie dinge sien, waarlik, hy is die seun van God. En die skares, die Bybel sê, dit was toe nie so 'n goeie dag vir die skares nie. Die skares het hulle vuiste gevat en op hulle borse geslaan en gesê, wat het ons aangevang? Wat het ons gedoen? Nadat hulle al hierdie goed gesien het. Maar vir die disippels was die ook 'n baie slegte dag. Ons ken dit vandag as goeie Vrydag, maar dit was 'n slegte Vrydag. Hulle hoop het op hierdie dag gesterf. Die een persoon wie hulle gedink het vir hulle kan gee, wat niemand vir hulle kan gee nie, het gesterf. Hulle beste vriend het gesterf. Hulle geestelike mentor het gesterf. En die een wat hulle geglo het met hulle hele hart is die Messias, het gesterf op hierdie dag. So hierdie goeie Vrydag was daai heel eerste Vrydag. Is net 'n terrible Vrydag. Was slegte Vrydag. En
dan kom ons by donker Saterdag. Donker Saterdag. Gister was donker Saterdag. Weet jy wat gebeur op donker Saterdag? Donker Saterdag, wie van julle het al gelees wat hulle hierdie Saterdag gedoen het? Nee, julle het nie gelees nie, want daar staan niks. Weet julle wat, hulle wil nie eens daaroor skryf nie. Die braafste disippels was lafaarte. Hulle het weggekruip, bang. Die priesterlike hoofde, dink ek, wil hulle gesigte in die gewys het en met die gordyn het geskeer in die voorhangsel. Hulle hele godsdienstige struktuur het in mekaar getuimel. Maar die disippels, se harte was gebreek. Hulle was geskok. Hulle moes wonder, op hierdie Saterdag moes hulle wonder, het hy dan gejok vir ons? Was alles net 'n leuen? Hulle was totaal en al gebreek. En dan kom ons by wat ons vandag ken as beste Sondag. En beste Sondag het nie beste begin nie. Kom vertel jou hoe het beste Sondag begin, hy het baie sleg begin. Beste Sondag begin hiermee, waar die vroue wat Jesus gevolg het, raai wat het hulle gedoen? Hulle het aromatiese olies gemeng en speserye gemeng. Hoekom meng hulle dit? Want hulle berei Jesus se liggaam voor vir begrafnis. Hy is klaar dood en hy is in die graf. En hoekom berei hulle dit voor? Want dit gaan sy liggaam behoue hou vir 'n lang ruk. So wat doen hulle nou? Weet jy waarmee is hulle besig? Vrydag was 'n skok. Saterdag was verskriklik. Op Sondagoggend kom hulle tot hulle sinne en besef. Hierdie is nou die nuwe realiteit van ons lewens. Ons moet aanbeweeg. Dis die dag wat hulle wil klaarmaak en sê hy is dood, dis finaal, kom ons gaan salf sy liggaam. Dit wat met my op Vrydag gebeur het, dit wat my op Saterdag gebeur het, dis nie net 'n droom gewees nie. Dit was nie 'n nagmerrie nie. Ons gaan nie hiervan al wakker word nie, dis die einde. Dis die einde. Dis die einde. En hulle besef, dood is 'n realiteit. En dit is ewig. En dit is aanhoudend. Ek love wat as die kinders saam sing. Hoor jy, hulle stemme is net beautiful, hoor. En op... net so my skat, net so. As ons nie gaan uitsing, nie gaan hulle uitsing. Hierdie kind dink het, jy vat net te lank, Jaco, ons wil celebrate. Dis 'n goeie dag, kom ons kry dit net aan die gang. Maar daar vind ons hulle Sondagoggend, waar hulle grootste skok, nou nie net 'n eenmalige terugslag is nie, maar dit is 'n aanhoudende leefwyse nou vorentoe. Hulle gaan sy liggaam salf, hulle gaan die graf toemaak, en hulle gaan sê, Tata, al my drome is verby, alles wat ons gehoop het is verby, alles wat hy gesê het, het nie waar geword nie. Die lewe vorentoe is onseker, daar is angs en daar's 'n diep benoudheid, en ons weet nie hoe gaan die toekoms uitspeel nie, maar dit is verby. En Sondagoggend stap hulle aan, dit was nie 'n goeie Sondag, dit was die slegste Sondag wat hulle kan hê, en hulle kom by die graf. En nou gebeur 'n paar interessante dinge. Eerste, toe hulle by die graf kom, toe sien hulle die graf is oop. Hulle stap in, hulle vind nie 'n liggaam daar lê nie. En hier kry hulle engele skielik tussen hulle staan. En wat sê die engele vir hulle? Waarom soek julle die lewendige by die dooies? En toe vra hy vir hulle, het julle dan nie onthou wat hy vir julle gesê het toe hy in Galilea was nie? Het julle nie onthou wat hy vir julle gesê het toe hy in Galilea was nie? Hy het vir julle gesê, hy moet oorgehandig word aan sondige mense, hy moet aan 'n kruis sterf, maar hy het ook vir julle gesê, op die 3de dag sal hy opstaan. Waarom kom julle met speserye en anointment olie om sy liggaam te salf? Ek wil net daarby stil staan. In jou hart en jou gedagtes het Jesus opgestaan. Of leef jy nog met 'n Jesus wat nog in die graf lê? Weet jy wat is my interessant? Verbeel julle, ek moet vandag 'n verskriklike uitlating maak. Ek kom vandag en ek sê vir julle, liewe gemeente, merk my woorde. Ek gaan in die volgende week sterf. Maar moenie bekommerd wees. Ek gaan sterf en dan moet julle vir 3 dae net wag. Ek gaan weer opstaan.
Is dit iets wat jy dink 'n gewone mens sal vergeet? Dink jy 'n mens kan sulke woorde vergeet? Dis onmoontlik. Ek lees, as ek dit nou gaan kyk, Matteus 16 vers 21 kom Jesus, en hy sê vir sy disippels, toe hy in Jerusalem gaan, hy sê, ek moet Jerusalem toe gaan, dan sê hy, daar moet ek baie ly onder die familiehoofde, en die priesterhoofde, en die skrifkenners, en doodgemaak word, maar God sal hom weer op die 3de dag opwek. Matteus 17:22, 'n bietjie later, sê hy presies dieselfde, ek moet sterf, hulle gaan my doodmaak, hulle gaan my kruisig, maar God sal my weer opwek. Matteus 20:18, presies dieselfde weer, God gaan my weer opwek. En dan, wat gebeur in jou gedagtes as Jesus aanhoudend vir jou sê, iemand wie jy vertrou met jou hele lewe, hy vertrou met alles in hom, hy's die epitoon van jou liefde. Hy sê vir jou, ek gaan sterf, maar ek gaan weer opstaan. En dan kom jy op Vrydag en dan sien jy, hy's oorgehandig aan die priesterhoofde, presies soos hy gesê het, jy sien hulle kruisig hom vas, waaraan dink jy volgende? Come on. Jy gaan dink, as dit waar word wat hy gesê het, maar hy het ook iets anders gesê. En wat het hy ook gesê? Hy gaan op die 3de dag opstaan. Ek dink hier is die boodskap vandag. Our human condition is incapable of believing in resurrection. Ons liggame, ons koppe en ons mentaliteit het nie spasie vir dit nie. Ek weet julle het al hierdie boodskap al 100 keer gehoor en ek weet die sit van julle en nog steeds besef ons nie. Hy het opgestaan nie. Ons besef dit nie. En ek wil die engele hoor vandag in hierdie gebou en ek wil hê die engele moet saam met my preek vandag. Onthou jy nie wat hy gesê het nie? Onthou jy dit nie? Onthou jy dit nie? Waarom het hulle nie onthou nie? Ek dink, ons moet nie te taaf wees op hulle nie. Ek dink ek en jy is maar dieselfde. Hulle het nie onthou nie, want hulle harte was geskeur met rou en met seer. Is tye wanneer ons baie seer het, waar ons nie hoop onthou nie, waar ons nie hoopvolle woorde onthou nie. Is tye wanneer het donker raak om ons, waar ons nie onthou of ons al ooit lig gesien het nie. Is tye wanneer ons op ons laagste is, wat ons nie weet, dat ons weer sal kan dans en hardloop en sing nie. Ek wonder wie sit vandag in so donkerte. Dalk by die huis sit jy daar. En jy weet nie hoe gaan jy die gat uitkom waar jy nou is nie. Dis presies, en die boodskap is vandag vir jou, dis presies waar hierdie groep disippels was. Hulle was op 'n plek waar hulle pyn so groot is, dat die realiteit van hoop verwyderd was. So kom ons wees nie te erg op hulle nie, want Jesus was nie. As 'n tweede rede hoekom ek dink hulle nie kon onthou nie. Want hulle het gedink, die dood is finaal. Hulle het gedink, dood is kragtig. Hulle het gedink, dood het die laaste sê. So hulle het geweet hierdie goed gaan, maar dalk op een of ander platform in hulle lewens het hulle gewonder. Is dalk maar geestelike gesprek, is dalk maar simboliek en hy praat met raaisels. Hulle het hom gesien gekruisig word. En toe hy sy asem uitblaas en hy sterf, toe skuif iets in hulle en sê, maar niks kan die dood oorwin nie. Ek wonder wie van julle vandag moet hoor, dood het nie die finale sê nie. Dood is nie die laaste nie. Dood is nie so kragtig as wat ons dink nie. Maar vir hulle was toe hy sterf, was so oorweldigend, dat hulle gedink, niks kan die dood oorwin nie. Maar dan stop ek, en ek dink aan 'n derde rede, hoekom hulle vergeet het. Wat hulle vergeet? Ek wonder partykeer, of die Here ons nie help vergeet nie. Partykeer dink ek ons moet vergeet. Daar's 'n pragtige skrif in die Bybel, en hy sê die volgende woorde, hy sê, die Heilige Gees
die Heilige Gees wat ek sal stuur, dit is Johannes 14 vers 25. Hy sal julle herinner aan die woorde wat ek gesê het. Jesus het geweet, ons kan nie alles onthou nie, maar die Gees van God is in ons en hy herinner ons aan dit wat God gesê het. Het jy al 'n ervaring gehad waar jy in 'n absolute krisis is en die Here herinner jou aan woorde wat hy al voorheen gesê het? Wat het jy gevoel? Dis 'n ongelooflike openbaring. Is goed wat jy al gehoor het. Jy het dit tydelik vergeet, maar die oomblik van onthou doen iets in jou hart en in jou siel. Om te onthou is kragtig, om te onthou is bonatuurlik, en om te onthou is, daar word iets geskuif. Dit is baie keer goed om te vergeet. Ons bly net nie daar nie, natuurlik nie. Ek wonder of jy nie bietjie wil onthou vandag nie. Hoeveel keer het die Here al ongelooflike goed vir jou gedoen? Hoeveel keer het die Here al seën oor jou uitgestort? Ek hoor net al hierdie kinders vandag in hierdie kerk. Hoe wonderlik was dit nie toe daai kind sy eerste asemhaal nie. Jy kan dit nooit vergeet nie. Weet jy, daar's 'n verskriklike groot teologie in die Bybel waar die Here ons uitnooi om te onthou. Hy sê onthou. En is hierdie dag die engele se woorde en hulle kom met hierdie woorde. Wil julle nie asseblief onthou wat hy gesê het nie? Julle nie asseblief onthou wat hy gesê het nie. En hoekom is dit so great om te onthou? Want dit skuif hulle na die finale fase. So op Vrydag toe sterf hulle hoop. Op Saterdag is hulle hoop in die graf. En Sondagoggend toe beleef hulle 'n opstanding binnekant hulle gees en hulle siel. Hulle beleef 'n opstanding van hoop na 'n nuwe lewe toe. En hierdie nuwe lewe is 'n kragtige opstandingslewe. En dit is 'n hoop. En nou praat die Bybel van 'n hoop. Hy sê, hierdie hoop in julle is nie sterflik nie. Dit kan nooit weggevat word nie. En raai wat? Hierdie nuwe hoop is nie onderworpe aan sterf nie. Die dood het nie krag op hom nie. En vandag kan ons bly wees, want ons kan onthou wat gebeur het. Ons kan onthou wat gebeur het. Christus het opgestaan, en waarom is ons bly vandag? Waarom is ons bly vandag? Ons is bly, en ek lees vir julle hierdie finale skrif. Ons is baie bly. Jesus het dit gesê in Johannes 11, hoor wat sê hy? Jesus sê vir haar, hy praat met die vrou, hy praat met Martha net na die opstanding van Lazarus. Hy sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in 'n ewigheid nie. Glo jy dit, vra hy vir haar. Ek vra vir jou, glo jy dat die lewe in jou is, en wanneer die lewe in jou is, al sterf jy het, kan jy dit nie doodmaak nie? Glo jy dit, ons kan daarin bly wees. Die opstanding is nou nie meer iets eksterns nie. Dit is iets totaal in ons. Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewendig maak. Waar bly Christus? Nou in ons. So as Christus in ons is, waar is die opstandingskrag? Is nou in ons. Wie van julle het nodig dat opstandingskrag deur jou lewe vloei? Deur jou daaglikse lewe, deur jou verhoudings, by jou werk. Weet julle, dis die belofte wat hierdie opstanding vandag vir ons bring. Is vandag beste Sondag, want hy het opgestaan. En sy opgestaande krag leef in en deur ons. En vandag is hy iemand wat dit moet onthou. Maar vandag is hy ook iemand wat moet besef, wanneer jy op jou knie gaan en sê, ek bid vir krag, bid jy nie vir iets wat buitekant is, wat in jou moet inkom nie. Nee, as jy 'n kind van God is en jy sak vandag jou knie vir die Here en jy sê, Here, ek bid vir krag, dan is hier waarvoor jy bid. Jy bid vir iets wat klaar in jou is, want opstandingskrag is klaar in jou. Jy bid vir dit, om deur jou te vloei. Liewe gemeente, ek kondig aan, dat ons onthou vandag wat God gedoen het. En ons het rede om bly te wees. Ek wil vra dat ons musiekspan vorentoe sal kom, en ons gaan saam met Here loof en prys. En verseker aankondig dat die graf leeg is, dat jou hart vol is, en dat jy nou leef in opstandingskrag. Al die lof van die Here. Ek wil sê vir die Here wonderlike hande klap.
Mag die Here jou seën en ek seën jou met die opstandingskrag van Jesus. Mag jy 'n ongelooflike naweek hê. Mag jy lekker kuier saam met jou familie. Dankie. Amen. En daar's 'n lekker koppie koffie daar buite. Moet asseblief nie uitgaan sonder dat jy 'n geleentheid het om 'n koffie te drink en vir iemand hallo te sê nie. Liefde vir julle. Dankie gemeente.